Goeiemôre liewe gemeente, ek groet julle elkeen in die naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Dit is my groot voorreg om vanoggend weer hier in my tuisgemeente te wees, om dan so ook die woord van die Here aan u te kan bedien. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend hier by mekaar kan wees. Here, ons weet waar 2 of 3 vergader in u naam, daar is u teenwoordig. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Dankie dat u nog bemoeienis met ons maak. Here, dankie dat ons elkeen 'n persoonlike verhouding met u kan hê. En Here, dankie dat u tot ons nader en Here, dit is ons begeerte om tot u ook te nader. En daarom, Here, wil ek dankie sê vir elkeen wat vanoggend opgekom het na die huis van die Here. Al is dit koud, al is dit vakansie, Here, het ons nog steeds daardie begeerte in ons harte om hier by mekaar te kom onder die geklank van u woord. Daarom, Here, bid ek dat u vandag van persoon tot persoon, van bank tot elke persoon sal beweeg, Here, dat u deur die Gees in elke hart sal werk na gelang van elkeen se behoeftes en elkeen se omstandighede. Here, wees ook so met elkeen en seën hulle. Dit is ons gebed om werklik in hierdie oggend u teenwoordigheid te ervaar, Here, want ons weet u is hier teenwoordig en ons wil u dank daarvoor. Here, ons wil dan ook so in besonder bid vir die siekes en die mense op die gebedslys, Here. Ons wil hulle in besonder aan u opdra en vra dat u met hulle ook sal wees. Here, seën die diens en ons bid al hierdie net in u wonderlike naam alleen. Amen. Ek wil hieraan uitnooi om die woord van die Here oop te maak saam met my by Matteus 27. Matteus 27 en ons gaan lees vanaf vers 32 tot en met vers 50. Matteus 27 vers 32 tot en met vers 50. Ek hou vir die voor, vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskerel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê: Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê: Ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani, dit is: my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê: wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee.
Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Ons teks van oordenking vir vandag is Matteus 27 vers 46 en ek hou vir u voor. Dit sê: En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani, dit is: my God, waarom het u my verlaat? En dit is dan ook ons tema vir vandag: my God, waarom het u my verlaat? Nou aangrypend in die gedeelte wat ons nou gelees het, is die groot nood waarin die Here Jesus hom werklik gevind het. Ons sien hoe Simon van Sirene gedwing word om Jesus se kruis te dra, waarskynlik omdat Jesus in sy menslike hoedanigheid reeds so gemartel was en so verswak was dat hy nie meer self die kruis kon dra nie. Wanneer hulle hom uiteindelik kruisig, lees ons in vers 35 dat hulle sy klere onder mekaar verdeel het deur die lot te werp, sodat die profesie van Psalm 22 vers 19 vervul sou word. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en die lot gewerp. Terwyl hy daar hang, hou hulle wag oor hom met die beskuldiging bo sy kop: dit is Jesus, koning van die Jode. Vers 38 wys verder dat Jesus tussen twee rowers gekruisig is, baie bekend, ons almal ken dit, in vervulling met Jesaja 53 vers 12 en saam met die oortreders getel was. Matteus beskryf ook die voortdurende spot en veragting wat die Here Jesus moes verduur in hierdie verskriklike tyd van sy lewe. Die verbygangers skud hulle koppe en sê: U wat die tempel afgebreek het en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. Die oorpriesters, skrifgeleerdes en ouderlinge spot ook met hom en sê dat hy ander verlos het, maar homself nie kan verlos nie. Selfs die rowers wat langs Jesus aan die kruis gehang het, het deelgeneem aan hierdie spot. Alles in hierdie toneel wys vir ons 'n Here wat verwerp is, wat bespot en verag word. Dit is reeds die swaarste en donkerste oomblik van die Here Jesus se lewe hier op aarde, maar dit is nog nie eers die diepste, donkerste punt nie. Die diepste, mees aangrypende oomblik kom juis in vers 46, wanneer Jesus uitroep: my God, waarom het u my verlaat? Hier ervaar hy nie net die verwerping van mense nie, maar die verlatenheid voor God. Die gemeenskap tussen Vader en Seun word in hierdie oomblik onderbreek en Jesus beleef die volle gewig van hierdie verlatenheid. Nou dink vir 'n oomblik aan 'n soldaat in die middel van 'n geveg. Die rook hang laag, skote klap, maar hy hoor daarom nog die stem van sy bevelvoerder deur die radio: rigting, leiding, hoop. En dan skielik stilte. Die radio is dood, geen stem nie, geen leiding nie, geen ondersteuning nie. Hy staan nie net in gevaar nie, maar hy staan alleen, hy staan op sy eie. Daardie gevoel van afgesny wees, van totale isolasie, van 'n stilte wat jou binneste tref. Soos die soldaat van sy bevelvoerder geskei is weens dalk tegniese probleme, so is die mens van nature van God geskei weens sonde. Soms voel dit ook vir ons asof God stil of ver is, maar die grootste nood van die mens is nie bloot dat ons ver van God voel soms nie, maar dit is dat die mens deur sy sonde werklik van God geskei is. Die mens kan baie dinge in hierdie wêreld hê en tog verlore wees voor God, verlate wees deur God. Daarom vra Jesus in Matteus 16 vers 26, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Hierdie vraag wys vir ons hoe ernstig hierdie saak werklik is. Om van God geskei te wees, is nie 'n geringe saak nie. Dit is die diepste nood wat die mens werklik kan ervaar. In vers 46 van ons geleesde gedeelte hoor ons hoe Christus roep: my God, waarom het u my verlaat? En hierdie woorde wys net weer vir ons wat hierdie Godverlatenheid werklik beteken. Christus dra hierdie verlatenheid nie omdat hy self sondig was nie, maar omdat hy dit in die plek van sondaars gedra het. En daarom wil ons vandag uit hierdie noodkreet van Jesus sien wat Christus se Godverlatenheid beteken. Hy het die verlatenheid gedra wat ons sonde verdien, sodat verlore sondaars deur hom naby aan God
gebring kan word. En dit bring my by my eerste gedagte, en dit is Christus dra die verskriklike werklikheid van Godverlatenheid. Psalm 22 vers 2 sê, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Nou Psalm 22 is 'n profetiese psalm wat vooruitwys na die lyding van die Messias. In vers 2 word die diepste en mees aangrypende oomblik van die kruisiging op Golgotha voorspel. My God, waarom het U my verlaat? Nou baie glo dat Jesus nie net uit vrees vir fisiese pyn geween het in die tuin van Getsemane nie, maar ook met die gedagte van hierdie verlatenheid wat vir hom wag. Hierdie woorde vind hulle vervulling op Golgotha wanneer Jesus hierdie noodkreet uitroep. Dit wys dat wat hier gebeur nie toevallig is nie, maar nog steeds volgens God se bepaalde raadsplan plaasvind. Vanaf die middaguur kom maar 'n duisternis oor die hele land. Hierdie duisternis is nie bloot 'n natuurlike verskynsel nie, maar dui op goddelike ingryping en oordeel. Ons lees in Amos 8 vers 9 in die Ou Testament, en in die dag spreek die Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word, terwyl dit nog dag is. Nou in hierdie uur is dit nie mense wat in beheer is nie, maar dit is God self wat besig is om te handel. Jesus se noodkreet was nie die verwarde uitroep van iemand wat nie geweet het wat hy sê nie. Hy was volkome bewus van wat aan die kruis gebeur het. Hierdie woorde was wel 'n aanhaling uit Psalm 22, maar dit was terselfdertyd die uitdrukking van 'n werklike ervaring van Godverlatenheid onder die oordeel wat hy in die plek van sondaars gedra het. Jesus was dus volkome bewus van wat hy op die kruis gesê het. Selfs in Johannes 19 vers 30 lees ons, Jesus het gesê, dit is volbring. Hy was elke oomblik bewus van wat gebeur het en wat hy gesê het. Jesus het 'n egte ervaring van verlatenheid gehad. Dit was nie net 'n meegevoel nie, maar 'n werklikheid. Tog roep Jesus steeds, my God, selfs hierdie verskriklike verlatenheid wat hy ervaar, in hierdie toestand spreek hy God nog steeds aan as sy God. So hierdie noodkreet is daarom nie 'n kreet van ongeloof nie, maar die kreet van die lydende seun van God wat in oordeel in die gehoorsaamheid aan die Vader dra. Tot op hierdie punt moet ons verstaan, was daar ook 'n volmaakte en ononderbroke gemeenskap tussen die Vader en die Seun. Ons lees in Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. Johannes 8 vers 29 sê, en hy wat my gestuur het is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Van ewigheid af het hy in volkome eenheid met die Vader geleef. Johannes 17 vers 5 sê, en nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Maar nou ervaar Jesus iets wat hy nog nooit tevore ervaar het nie. Hy dra die volle oordeel wat sonde verdien. Die eenheid van die Vader en die Seun word egter nie vernietig nie, maar Christus ervaar werklik die verberging van die Vader se aangesig en die verskriklike verlatenheid van iemand wat onder God se oordeel staan. Maar wat beteken dit vir ons? Hierdie wêreld leer ons om ons grootste probleme oral te gaan soek behalwe by sonde. Ons dink ons grootste probleem is geld, werk, stres, gesondheid, verhoudings of onsekerheid oor die toekoms. Maar Jesus se noodkreet wys vir ons iets baie dieper. Die grootste ramp wat 'n mens kan tref, is om van God geskei te wees. Dit behoort elkeen van ons in hierdie oomblik tot stilstand te bring. Want ons vergelyk onsself so maklik met ander mense en sê, ek is daarom nie so sleg soos daai persoon nie. Ek probeer 'n goeie lewe leef, ek probeer 'n goeie mens wees, ek gaan kerk toe. Maar nie een van hierdie dinge maak 'n sondaar se saak voor die Here reg nie. Die vraag is nie hoe ek met ander mense vergelyk nie. Die vraag is, hoe staan ek voor 'n heilige God?
Daarom moet elkeen van ons vandag eerlik in ons eie harte kyk. Is daar sonde waarmee ek vrede gemaak het? Is daar dinge wat ek al so lank verskoon dat dit normaal vir my geword het? Is daar 'n lewe waarin ek uiterlik godsdienstig lyk, maar innerlik ver van God leef? Jesus se noodkreet herinner ons dat sonde nooit goedkoop is nie. As die sondelose seun van God hierdie verlatenheid moes ervaar, hoe verskriklik moet sonde dan nie in die oë van God wees nie? Ons moenie vandag met sonde speel nie. Ons moenie dink daar is môre nog tyd om jou saak met die Here te versoen nie, maar dit bring ons by die vraag wat 'n mens eintlik nie kan vermy nie. Waarom moes Christus hierdie verlatenheid dan dra? Die antwoord is dat hy die prys van ons sonde in ons plek betaal het. En dit bring my by my tweede gedagte. Christus betaal die prys van verlatenheid. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Verder sê Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Waarom het God dan Jesus verlaat? God het hom nie verlaat omdat hy verander het of omdat sy liefde opgehou het nie, maar omdat Christus in daardie oomblik die sonde van die mensdom gedra het. Sonde wat volgens God se heilige geregtigheid skeiding bring tussen God en die sondige mens. Baie bekende vers, Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En ons almal ken Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou alhoewel Jesus onskuldig was, het hy as middelaar, as die brugbouer en as plaasvervanger die volle gewig van die mensdom se sonde op hom geneem en so die weg tot God weer vir die mens oopgemaak. Hierdie verlatenheid was dus nie oor sy eie sonde nie. Ons weet, Jesus was sondeloos volmaak, maar dit was oor die sonde van die mens. Die gemeenskap tussen Vader en Seun word nie vernietig nie, maar onderbreek ter wille van hierdie oordeel. God is heilig en regverdig, een van die mooiste verse in die Bybel seker, Jesaja 6 vers 3, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En God se geregtigheid vereis ook dat sonde gestraf moet word, maar sy liefde begeer dat sondaars verlos moet word. God het geen behaag daarin om sondaars hel toe te stuur nie. Hy wil nie hê sondaars moet verlore gaan nie. Hy wil almal red. Nou op die kruis ontmoet hierdie twee mekaar in volmaakte harmonie, God se geregtigheid en God se liefde. Hierdie kruis was nie 'n noodplan nie, maar deel van God se bepaalde raadsplan. Al het die mense rondom die kruis in daardie oomblik dit nie verstaan nie, bly die betekenis duidelik. Jesus dra die straf volkome, voldoen aan die eise van die wet en volbring die verlossingswerk volledig. Nou gemeente, wanneer ons kyk na Golgotha, sien ons nie bloot 'n tragiese dood van iemand in die geskiedenis nie. Wanneer ons kyk na die kruis, sien ons eie skuld. Dit was nie Judas alleen gewees wat Jesus op daardie punt gebring het nie. Dit was nie net Pilatus of sy soldate gewees nie. Maar as ons terugkyk na die kruis, moet ons ook sien dat my en jou sonde die Here Jesus op daardie punt gebring het. Nou ons leef in 'n tyd waarin mense sonde probeer mooi praat, sonde probeer verskoon. Oorspel word liefde genoem, veral in die jonger geslag van vandag. Gierigheid word ambisie genoem, hoogmoed word selfvertroue genoem. Leuns word maar net as wit leentjies verklaar. Maar ons moet onthou, God verander nooit die naam van sonde nie.
Sonde bly sonde en bring oordeel. Daarom moet ons onsself afvra, hoe behandel ek sonde in my eie lewe? Bely ek dit nog, treur ek nog daaroor, berou ek dit, of het ek daarmee gemaklik geraak? Elke keer wanneer ek sonde ligtelik opneem, vergeet ek wat dit Christus gekos het. Hy moes God verlatenheid dra sodat ek vergewe kan word. Hoekom sal ons dan wil aanhou om in ons sonde te wandel? Die kruis roep ons daarom nie net om dankbaar te wees nie, maar dit roep ons tot bekering. Die vraag is nie of ek emosioneel geraak word deur die kruis nie. Daar is baie mense wat die kruisiging, die verhaal van die kruisiging hoor en sê, "Sjoe, dit is 'n goeie heldedaad gewees, 'n persoon wat as 'n slagoffer gesterf het vir sy volk," soos wat baie mense dit sien. Maar die vraag is of hierdie kruis my lewe verander het. Die kruis openbaar dis nie alleen wat sonde gekos het nie, maar dit openbaar ook wat Christus vir ons verkry het. Hy het ons verlatenheid gedra om ons naby aan God te bring. En dit bring my by my derde en my laaste gedagte. Christus verander verlatenheid in nabyheid. Efesiërs 2 vers 13 sê, "Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus." In vers 50 van ons geleesde gedeelte lees ons dat Jesus weer met 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee het. Johannes gee die inhoud van hierdie triomfanklike uitroep weer. Dit is volbring in Johannes 19 vers 30. Jesus se Godverlatenheid was nie die einde van die verhaal of die nederlaag van 'n hulplose slagoffer nie. Hy het die oordeel volkome gedra en die verlossingswerk voltooi. Die prys is betaal en die weg na God is oopgemaak. Die gevolg van hierdie volbragte werk is dan duidelik in die skrif. Romeine 5 vers 1 sê, "Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus." Nou, hierdie regverdigmaking is 'n eenmalige proses. Dit is 'n volkome vryspraak op grond van Christus se volmaakte gehoorsaamheid en offer wat volle vergifnis en toegang tot die ewige lewe bring. Saam met 'n blywende vrede en blydskap wat ons kan hê in die Here Jesus. Verder wys hierdie vers vir ons baie eenvoudig dat die wat ver was, nou naby gebring is deur die bloed van Christus. Waar daar eens verlatenheid en skeiding was, is daar nou versoening en nabyheid. En daarom geld die belofte van Hebreërs 13 vers 5, "Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie." Hierdie dubbele ontkenning beklemtoon ook die sekerheid daarvan. Die gelowige sal nooit ooit deur God verlaat word nie. Die doel van Christus se verlatenheid is dus duidelik. Hy is verlaat sodat versoening bewerk kan word, die weg na God oopgemaak kan word en sodat die wat in hom glo nooit weer daardie verlatenheid en daardie skeiding hoef te ervaar nie. Die doel is bloot nie troos en eensaamheid nie, dit is nie net waaroor dit gaan nie, maar versoening met God. Die groot gevolg van Christus se verlatenheid is dat mense wat deur sonde ver van God was, deur sy bloed naby gebring kon word. Nou hier lê die wonder van die evangelie. Jesus het geroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat elkeen wat in hom glo nooit daardie noodkreet hoef uit te roep nie. Nou dit beteken glad nie dat die kind van God nooit deur donker tye sal gaan nie. Daar sal daar wees wanneer jy bid en dit voel asof God stil is, asof God ver is. Daar sal tye wees wanneer jy swaar kry, wanneer jy huil, wanneer jy nie verstaan wat God doen nie, jou verstand kan dit nie begryp nie, jy weet nie wat God se plan is nie. Maar dan moet ons ook onthou, daar is 'n wêreldse verskil tussen om God se stilte te ervaar in 'n seisoen van jou lewe en om onder God se oordeel verlate te wees vir die ewigheid. Die gelowige mag soms God se teenwoordigheid nie voel nie, maar hy is nooit deur God verwerp nie. Waarom? Omdat Christus reeds daardie oordeel, daardie verlatenheid gedra het.
Daarom hoef jy jou sekerheid nie in jou gevoelens te soek nie. Jy hoef nie jou sekerheid te baseer op hoe jy voel nie. Maar jou sekerheid lê daarin dat Christus eenmaal werklik deur God verlaat is. Dit beteken dat jy in donker tye nie jou verhouding met God volgens jou emosies moet beoordeel nie. Wanneer jou gebed droog voel, wanneer jy nie antwoorde kry nie, wanneer verlies of teleurstelling jou tref, mag jy nie onmiddellik aflei dat God jou weggegooi het nie. Gaan terug na die kruis. God se verbondstrou word nie gemeet aan hoe sterk jy hom voel nie, maar aan wat Christus eenmaal en volkome vir jou gedoen het. Jy mag met jou vrae, trane en verwarring steeds sê, my God. Nie omdat jy alles verstaan nie, maar omdat Christus jou naby gebring het. Daarom kan Hebreërs sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar hierdie belofte geld net vir die wat in Christus is. Daarom vra die Here vandag vir elkeen van ons, is jy nog ver van God, of is jy deur die bloed van Christus naby gebring? Moenie vandag hierdie uitnodiging laat verbygaan nie, moet dit nie uitstel nie. Vlug na Christus terwyl daar nog genadetyd is. En daarmee wil ek saamvat. Ons het gesien dat God verlatenheid nie 'n geringe saak is nie. Dit is 'n verskriklike werklikheid van skeiding van God. Christus het hierdie verlatenheid werklik aan die kruis gedra. Hy het dit nie oor sy eie sonde gedra nie, maar omdat hy ons sonde op hom geneem het. En hy het dit gedra met 'n doel, sodat mense wat ver van God was, deur sy bloed naby gebring kan word. Nou ons het gehoor wat dit beteken vir Christus om verlate te wees, maar wat beteken dit vir jou in hierdie oggend? Christus het as plaasvervanger die oordeel en Godverlatenheid gedra wat sondaars verdien. Die vraag is daarom, het ek reeds deur geloof na Christus gevlug, of staan ek nog met my eie skuld voor God? Daar is uiteindelik net twee moontlikhede, of ek staan nog in my sonde, ver van God en onder sy oordeel, of ek is deur Christus met God versoen. Daar is nie 'n veilige middelgrond nie. Die vraag is daarom nie, het ek alles in hierdie wêreld gewen nie? Die vraag is, wat het van my siel geword? Is ek naby aan die Here? Is ek gered of is ek nog ver van die Here? Is ek verlate? Liewe toehoorder, as u vandag nog sonder Christus leef, is u nog ver van God. U mag dalk baie in die wêreld hê, maar as u siel verlore is, het u alreeds alles verloor. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Vlug daarom vandag na Christus. Hy het God verlatenheid gedra, sodat verlore sondaars weer naby aan God kan wees. Bely u sonde, laat staan dit, en kom in geloof na hom toe. As jy aan Christus behoort, moet dan nie ligsinnig met sonde leef nie. En as jy aan Christus behoort, maar vandag deur 'n donker tyd gaan, waarin God ver voel, moet u nie u sekerheid in u gevoelens soek nie. Hou vas aan Christus se volbragte werk aan die kruis en aan God se belofte. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Onthou wat dit gekos het om u naby God te bring. Christus is verlaat, sodat elkeen wat in hom glo, nooit deur God verlaat sal word nie. Amen. Liewe Here, baie dankie vir u volbragte werk aan die kruis. Here, dankie dat u ons almal so lief gehad het, dat u enige gebore seun gegee het om aan die kruis vir ons te kom sterf, Here, sodat elkeen wat hom liefhet, elkeen wat hom aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, dankie vir u groot genade. Here, ons weet u genade is nie afhanklik van ons goeie werke of van dit wat ons kan doen, Here, en ons dankie daarvoor. Here, dankie dat wanneer ons u seun aanneem, Here, ons kan vashou aan die belofte dat u ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Here, dankie dat u
'n goeie God is. Here, U is 'n almagtige, soewereine, alomteenwoordige God en ons wil U dank daarvoor en U loof en prys daarvoor tot in ewigheid. Amen. Ek wil U dan nooi om saam met my te staan vir die sing van ons slotlied en daarna sal ek vir ons 'n seëngebed doen. Baie dankie. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.